Kom ons sit net so, dan gaan ons net saam bid. Hemelse Vader, ons weet nie wat vir ons wag in die toekoms nie. Die volgende tree is vir ons onbekend. Maar ons weet dat U die God is van die begin en die einde. Die Bybel sê U is die eerste en die laaste. En U beskik en bepaal die lotgevalle van mense. Sommige sterf op 'n jong ouderdom, ander middeljarig en ander word baie oud. En besef ons, Here, dat selfs die oudste mens op aarde in vergelyking met die ewigheid is dit maar net 'n druppel in die emmer, is maar net 'n oomblik, is maar net 'n asemteug. Dankie ook vir die jare wat U, my skoonma, vir ons geleen het, geskenk het. Ag Here, baie dankie ook dat sy deel was van Berea Christen Gemeente. Dankie vir al ons sissies en almal in die gemeente vir hulle liefde en omgee, vir hulle wat by die begrafnis kon wees. Ons eer U vir hierdie gemeente en vir almal se bystand. Ons bid ook in besonder vir Ethel, Here, en ook hierdie tyd waar sy die rou en hartseer sal gaan, dat U haar sal bekragtig en versterk met krag uit die hoogte. Dankie vir U woord wat sê, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Daarom eer ons U, Vader, vir U getroue sorg, en ons weet ook dat U self, die trooster van die hemel, ons harte sal vertroos in hierdie tyd, en ons gee eer en lof en dank aan U in hierdie môre. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader en ook van ons dierbare Here Jesus Christus. En dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees in ons midde. Amen. Nou vriende, ons gaan vanmôre 'n samevatting van die wet van die Here met mekaar hanteer soos ons dit vind in Matteus 22. Nou vir u al reeds gesê dat Matteus 22 is maar 'n kort samevatting van Eksodus 20, waar ons lees van die wet van die Here wat die Here gegee het vir sy volk, toe hulle daar by die berg Sinaï vergader het, en die groot gedagte wat na vore kom, en ons lees dit daar, die vraag wat gevra is, wat is die groot gebod in die wet? Jesus antwoord hierdie wetgeleerde wat hom probeer versoek het, en hy sê vir hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod, en die tweede wat hiermee gelyk staan, jy met jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Nou vriende, daar is een saak wat vasstaan, dat die Here van sy skepsel eis om hom te dien, en om te volg. Waarom? Want hy is die skepper. Hy is die een wat ons lewe en asem gee. Hy is die een wat alles in stand hou deur die krag van sy woord. En dan op daardie, ek wil amper sê, geweldige vereiste wat God stel op ons lewe, sê hy vir ons ook dat hy sy Gees uitgestort het wat ons in staat stel om hom lief te hê. Nie een van ons wat vanmôre hier sit kan sê, weet jy, ek het in hierdie week die Here lief gehad met my hele hart, met my hele siel en my hele verstand nie, maar u kan saam met my stem, dit bly ons strewe, dit bly ons begeerte. En dan vra ek vir u ook, terwyl u 'n groter liefde vir God in u hart daar stel en deur sy woord 'n groter liefde vir hom ontwikkel, wil ek u vra, sien die mense om u dit raak? Die mense wat dit die eerste moet sien is jou vrou of jou man, jou kinders, jou bure, die mense die naaste aan jou. En ek moet vir u sê, dis hartseer wanneer jy getuienisse hoor van mense wat baie tyd spandeer met die Bybel, maar die familie sê, ons kan dit nie sien in hulle lewe nie. En daarom wil ek u pleit dat wanneer ons die woord studeer, en ons moet die woord bestudeer, want dit is die enigste manier hoe ons God leer ken, dan pleit ek by u dat jou geliefdes dit sal sien, dat jou medebroers en susters in die Here dit sal sien, en dat ons soos Christus gebid het in Johannes 17, dat ons een sal wees, sodat die wêreld kan sien, dat God Christus gestuur het as verlosser, ook van hierdie wêreld. So kom ons, vra die Here vir wysheid, ons vra hom vir insig, dat ons liefde vir hom sal groei, maar ook ons liefde vir ons naaste. Ons gaan staande belydenis doen nou, vir ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof. Elkeen gaan in sy na hart saam met my die volgende woorde spreek, daarna sing ons spontaan van Gesang 245, ons gaan die 4 verse daar sing. Kom ons staan. Nou vriende, dit wat ons vanmôre bely is, waarhede uit die skrif wat baie kerke nie meer bely nie, maar vanmôre as gemeente bely ons dat ons glo in God die Vader. Hy is die almagtigheid, die skepper van hemel en die aarde. Ons glo in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons se Here. Hy is ontvang uit die Heilige Gees en hy is gebore uit die maagd Maria. Hy het gelei onder Pontius Pilatus. Hy is gekruisig, gestorwe en begrawe, en het neergedaal in die onderste dele van die aarde. Het op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel,
en sit aan die regterhand van God die almagtige Vader, van waar hy sal kom, om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, en ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Nou vriende, terwyl u blaai na Genesis 1, ek glo nie dat u lank sal blaai nie, en ek glo ook nie dat u sal sukkel om die plek te kry nie. Eerste boek in die Bybel, eerste hoofstuk, terwyl u daarin blaai, het ek net sê, gisteraan toe ek en Eva so 'n bietjie gesels, toe sê sy dat haar ma gesê het, nou as sy bietjie beter voel, bietjie meer gesond is, dan wil sy tog net weer gemeente toe kom, om saam met ander kinders van die Here te aanbid. Wat voorreg om te weet dat kinders van die Here ook 'n besondere impak het op die lewe van 'n ander een. So besonder om ook die waarheid van God se woord dan saam te hoor, en dan sê ek vir die mense toe ek die begrafnis hou, dit is vir my nogal 'n kompliment om my skoonma te begrawe, want die meeste skoonseuns en skoonmaas kom nie altyd te goed oor die weg nie. Nou, ek moet nie sê ons was 'n match made in heaven nie, dan sal ek hier op die kant sal lieg, en dit wil ek glad nie doen nie. Ons ook ons kere gehad waar ons arm gedruk het, baie keer het sy gewen, en baie keer het ek gewen. En die hele gedagte was net, ons verhouding was gebou op Christus, en ons het so gereeld, wanneer ons by haar kom, saam huisgodsdienst gehou, nou sy het 'n altstem gehad, dan sy alt gesing, en Eva sopraan, en Calvin sing mooi, en ek brom hier na die tyd, maar die hele gedagte, wanneer ons klaar is, woord gelees het, en ons het gebid, was daar 9 uit die 10 keer trane, waar sy vir die Here vra, Here vergewe my, bid vir haar kinders, en ek vra maar vir u, as u moet afsterwe, wat gaan die getuienis wees, wat u nalaat? Onthou, daar is geen volmaakte mens wat begrawe word, daar was een, sy naam was Christus, en hy het gesterf vir onvolmaakte mense soos ek en jy. Daarom moet ons weergebore word, en moet ons opgebou word in die allerheiligste geloof. So vir u wat haar geken het, sy was deel van die gemeente, en ons is dankbaar ook dat ons wonderlike dinge van haar kan onthou, wonderlike herinneringe kan koester. Kom ons lees saam vanmôre Genesis 1, ons lees net die eerste 5 verse. In die begin het God die hemel en die aarde geskape, en die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreld vloed, en die Gees van God het gesweef op die waters, en God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Jy sien God dat die lig goed was, en God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis, en God het die lig dag genoem, en die duisternis het hy nag genoem. Dit was aand en dit was môre, die eerste dag. Net so ietsie wat ek vir u wil noem, dit is nou sommer gratis en verniet, dat ek vir u so aan die begin gee, as deel van die erediens, as u skrif wil memoriseer, dit nogal 'n baie goeie ding om die gedeelte wat u wil memoriseer, so op u selfoon op te neem, lees dit vir u self voor, dan wanneer u in die kar ry, luister na die paar verse wat u wil memoriseer, luister 3 keer, luister 5 keer, en ewe skielik gaan jy agterkom hoe die skrif al hoe meer deel word van jou denke en gedagtes. Hoe leer ons liedjies? Kyk maar na die ouens op die pad wat jy saam mee ry. Ek weet nie hoeveel ouens skel aan ouens op die selfoon en hoeveel sing saam as die radio speel nie, maar dit is nie iets wat ek kan bepaal nie. Maar dit is goed as jy luister na en jy kan hoor, want ons as mens leer beter deur herhaling as ons dinge oor en oor hoor. So dit is net so 'n gedagte wat ek u wil deurgee, hoe 'n mens die skrif beter kan memoriseer. Ons tema vanmôre dan kom uit Genesis 1 vers 1, in die begin het God die hemel en aarde geskape, en die tema dan fundamentele waarhede soos vervat in die boek Genesis deel 2. Nou vriende, ek is nie onderwyser nie, maar as jy nou gaan kyk na die gedagte en die omskrywing van prediking, dan is dit om onderwys te gee. Dit is om mense te onderrig uit die woord, en daarom gaan ons so kort oorsig hanteer oor wat ons verlede week by ons eerste boodskap uit die boek Genesis met mekaar hanteer het. Soos ek vir julle gesê het, ek gaan vanmôre nog Genesis, as die Heer my spaar, volgende week weer 'n Psalm, en dan weer so 2 uit Genesis, weer 'n Psalm, en so werk ons deur die 2 boeke. Miskien kom die Here voor die tyd, miskien kom hy nie, en ons werk deur al hierdie boeke in die Bybel, soos ons vir u gesê het, en ons eer die Here ook vir sy goedheid, sy genade, dat hy deur sy woord met ons kommunikeer. Nou verlede week het ons begin met die reeks boodskap uit die boek Genesis. Ek het u gesê, dis die begin van 'n nuwe jaar, en die begin van die Bybel leer vir ons baie besondere dinge, en ons praat van fundamentele waarhede. Wat is fundamentele waarhede? Baie keer gebruik ons as predikante terme, en baie van u verstaan dit, en van die kleiner kinders verstaan nie altyd nie, van die jonger mense verstaan nie, en van die Engelse mense sukkel ook baie keer om Afrikaanse terme te verstaan. Nie omdat hulle nie slimmer as ons is nie, maar omdat hulle anders te praat as ons.
So die hele gedagte, fundamentele waarheid, is 'n waarheid wat ononderhandelbaar is. Ek het vir julle verlede week gesê, as jy nie Genesis kan glo nie, kan jy die res van die Bybel nie glo nie. Moenie vir my sê, begin by Exodus glo, jy kan nie glo aan 'n skepingsverhaal, jy kan nie glo dat God geskape het nie. As jy dit nie kan glo nie, kan jy die res van die Bybel nie glo nie. Want ek en jy is nie daar om te bepaal, wat is geïnspireer, wat is nie, en wat is waar en wat is nie, en wat is kwantities wetenskaplik bewysbaar en nie. Niemand kan die skepping wetenskaplik bewys nie, ook nie die evolusie leer nie. Ons gaan wanneer ons praat oor die evolusie leer, vir u baie duidelik wys hoe mense deesdae nie meer dink nie. Daar was 'n groot teoloog op 'n stadium wat gesê het, let my people think. Ons moet begin dink, as mense vir ons sekere goed sê. Ek kyk baie keer na hierdie simpel goedjies wat hulle wys op Facebook, waar 'n man loop en dan ewe skielik steek hy vas, en hy trap oor. En wie dit doen die res agter hom? Hulle steek vas en hulle trap oor. En dan's daar niks. Vandag sê hulle vir ons van die domste goed. En ons glo dit asof dit waarheid is. As ons net dink aan die vorige president in Amerika. Daai man het goed kwyt geraak. Ek wil vir u sê wat 'n graad 1 kind hom sal stikkend lag voor. En die land het agter hom aangeloop slaafs, omdat hulle nie vir hulle gedink het nie. As ons kyk na Hitler se regering, na al die jare van hartseer waar hy regeer het en die miljoene Jode wat uitgemoor is, het die verslaggewers later gesê, die enigste rede hoekom daar niks gedoen is nie, niemand het niks gesê nie. Hulle het eenvoudig net gedoen en saamgegaan, niks bevraagteken nie, en dis die probleem van ons tyd. En daarom gaan ons vanmôre, en ook in die weke wat kom, vir u uit die skrif wys, wat sê God? Ons gaan bietjie stil staan by die evolusie leer, om vir u te wys, wat sê die wêreld, want is nie wetenskaplik bewyste feit nie. Dis 'n geloofsoortuiging van die wêreld, teenoor die geloofsoortuiging van God se woord, en ons gaan bietjie daarna kyk. Ek het vir u gesê, vriende, ons werk deur hierdie boeke, want ons wil kyk wie was die skrywer gewees, die hooftema of gebeurtenis is vervat in die boek, ons gaan kyk na die hoofkarakters. In elke boek van die Bybel kom Jesus Christus na vore, van Genesis tot Openbaring, 66 boeke, sal ons dan ook duidelik Christus na vore sien kom, en dan die boodskap daarin vir ons vandag. Belangrik dat ons nie stil staan net by dit wat ons lees nie, maar hoe is dit van toepassing op ons vandag? Vir u gesê, die Ou Testament is belangrik, omdat dit die enigste Bybel was wat Jesus en die apostels en die vroeë kerk, die Nuwe Testamentiese kerk gehad het. Ek het vir u gesê, ons gaan 'n groter oordeel eendag ontvang as kerk van Jesus vandag, want ons het sy volle openbaring, al 66 boeke, die 39 Ou Testamentiese boeke, en dan ook die 27 Nuwe Testamentiese boeke. Daarom is dit vir ons belangrik, ons kan nie hierdie groot deel van die Bybel net wegskuif nie, ons moet dit lees. Verstaan ons alles, sê gou vir my? Nee, ek moet nie sê, baie keer in my Bybel, ek het 'n gewoonte om dit te doen, miskien moet u dit ook doen. Ek sit met my pen terwyl ek lees en ek verstaan nie 'n sekere gedagte of 'n sekere gedeelte nie, dan steek ek 'n vraagteken langs aan. En dan gaan doen ek ondersoek. Dan gaan lees ek, dan gaan vra, wat wil die Here God geleer het vir sy mense, vir sy volk, vir my, en hoe is dit van toepassing op die dag en tyd waarin ons leef? Ek het vir u gesê, die Ou Testament lê die fondasie vir ons geloof. Ek het vir u gesê, die Ou Testament berei die weg voor vir die koms van Jesus, want Jesus sê self aan die Emmausgangers in Lukas 24:27, en hy, Jesus, het begin van Moses en al die profete en vir hulle uitgelê in al die skrifte, die dinge wat op hom betrekking het. So iemand wat sê die Ou Testament is uitgedateer en ons lewe nou onder die genadeverbond, is iemand wat heel moontlik nie gered is nie, en iemand wat heel moontlik God se woord nie as gesagvol sien nie. Want die Here het al 66 boeke geïnspireer. Ek het vir u gesê, die Ou Testament dien as 'n illustrasie ten opsigte van simbole en tipes. Ons het gekyk byvoorbeeld na die paaslam, en dit dien ook as 'n voorbeeld en 'n waarskuwing. Ek het vir u gesê, as u vir Dawid wil gebruik om u sonde van hoerery te regverdig, het u 'n probleem. Want die Bybel sê, al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing vir ons op wie die eindes van die eeue gekom het. So ek kan nie, omdat Rahab gelieg het, nou lieg en sê, ek is in Rahab se groep, en sy is in die geslagregister van Jesus, so leuns is aanvaarbaar nie. Nee, die Bybel sê, hierdie goed het gebeur, die Here het nie die sonde van sy kinders probeer toemaak, onder die maatemmer sit,
dit onder die mat ingevee nie, hy het dit geopenbaar sodat u en ek dit kan lees in die dag en tyd waarin ons onsself bevind, sodat ons die waarskuwing kan sien, die hartseer gevolge en ons lewe inrig om God te verheerlik. Baie vinnig, waarom Genesis? Waarom is dit belangrik? Ek het vir u gesê, is die boek van die begin, alles wat ons vandag ken en weet, kom in die boek Genesis na vore. Dit staan bekend as die Pentateeg of dan ook die Torah, soos hulle dit noem. Vir u gesê ons, kyk na 'n paar uitstaande dinge. Die eerste was die aankondiging. In die begin het God baie duidelik die vraag beantwoord, waar het alles begin? Waar kom God vandaan? Wie is hy? Ek het vir u gesê, God is die begin en die begin van alles, soos ons dit ken. Genesis is die vertelling van hoe die ewige God alles, soos ons dit ken, uit niks geskaap het nie. Hy self het geen begin of einde nie, hy is God. Die Bybel probeer ons nooit oortuig dat God bestaan nie, maar wil eerder deur hierdie aankondiging aan ons die bestaande feit deurgee dat God is. Hy sê aan Moses by die brandende bos, ek is, stuur jou. En waar lees ons in die Nuwe Testament van die ek is? Onthou u, Jesus staan voor die klomp fariseërs, die klomp geveinstes, en hy sê vir hulle, voor Abraham was, is ek. En hulle wil hom doodgegooi met klippe, want hy het daardeur duidelik gesê, ek is God, dieselfde God wat hom geopenbaar het in die Ou Testament aan Moses, ek is een en dieselfde God, God die Seun. Ons gaan later 'n bietjie daaroor praat, Romeine 11:36, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge geskape. Ewig beteken sonder begin en sonder einde, absoluut tydloos, onverganklik, vir altyd, altyd deur. Sê gou vir my, wie van u het al probeer dink aan ewig, of ewigheid, of die ewigheid? Wat is 'n skrikkelike lekker ervaring, nê, om daaroor te dink. Jou kop begin naderhand draai, en jy begin naderhand half benoud voel, en jy begin besef, maar luister, dit is iets wat ek nie kan bedink nie. Wie van u kan almagtig definieer? Ons kan sê almagtig is so en so, hy kan alles doen, maar ons verstaan dit nie, want niemand wat ons ken is almagtig nie, behalwe die God van die Bybel, en daarom buig ons voor hierdie God wat homself openbaar het in sy woord. Die drie gesê, vriende, voordat enig iets was, is en was God alreeds gewees. Hy het van altyd af binne homself bestaan uit, nie die aarde, die mens of enige iemand of iets nodig om te bestaan nie, hy was altyd gewees, die ewig, onbegryplik wese Vader, Seun en Heilige Gees, en vir redes, luister, soos hy goed gedink het hy ons geskape, sodat ons kan geniet vir tyd en ewigheid. Ek moet vir u sê, op 'n stadium het ek so moeg geraak vir mense wat altyd God wil bevraagteken. God kan niks doen nie, dan moet hy rapporteer aan ons. En ek wil jy vra dat ons hierdie God sal begrawe, want hy is 'n afgod. Die God van die Bybel is die God wat die lotgevalle van nasies beskik en bepaal. Hy is die God wat goed doen sonder om vir ons toestemming te vra. Maar hy is ook die God wat ons dra, al gaan ons deur die dal van doodskade week. Ek het vir u laasweek gesê, dat God het ewigheid in ons siele geplaas. Ons is nie ewig nie. Ons het 'n geboortedatum. Toe ons my skoonma gaan begrawe het, is haar geboortedatum aangebring en haar sterfdatum. Baie duidelike begin en 'n einde, maar hierdie sterfdatum behels die liggaam, die aardse tentwoning wat afgebreek word. Haar siel lewe vir ewig in God se heerlikheid. As jy die Here nie ken nie, lewe dit vir ewig in God se hel. God se oordeel, dis die werklikheid, dis die realiteit, en wil ek vanmôre vir jou vra dat jy nie met jou siel sal ligtelik omgaan nie. Daar is een iets wat jy nie kan bekostig nie, en dis om sonder Christus te sterwe. Geen mens kan dit bekostig nie, want die uiteinde daarvan is 'n ewigheid sonder God en sonder sy heerlikheid. Daarom sê Prediker 12:7, en die stof na die aarde terugkeer soos dit gewees het, en die gees na God terugkeer wat dit gegee het. U onthou, nadat die Here vir Adam geskaap het, het hy 'n lewende siel geword. Die Bybel sê, dit gaan terug na God wat dit gegee het. Daarom sê die Here in Job 22:21, sluit tog vriendskap met hom, dis met God, sodat jy vrede kan hê. Daardeur sal die goeie dinge oor jou kom. Ek het nog nooit 'n kind van die Here ontmoet wat vir my gesê het, ek is spyt dat ek 'n kind van God is nie. Want ons weet, vriende, dat die ewigheid
ons lewe nie net vir hier en nou nie, maar ons oë is gefestig op die ewigheid, van waar ons ook verwag ons verlosser en saligmaker Jesus Christus, wat ons ewige loon sal gee, wat ons aan sy voete kan neerlê, om die heerlikheid saam met hom dan ook te spandeer. So vanoggend, en ek is nog op tyd hoor, ek hou die tyd dop, as ek te vinnig praat, wys dit vir my so kalm, stadiger, kom uit eerste rad, gaan oor tweede rad toe, dan sal ek verstaan, maar vanoggend gaan ons verder. Ons lees dat hierdie ewige God, waarvan ons nou net gepraat het, besluit het om alles te skape. Die Bybel sê in Genesis 1 vers 1, die B-gedeelte, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Vriende, met ander woorde, hy is die ewige almagtige God, wat uit niks skape, en alle dinge tot stand roep, wat nie bestaan het nie. Wie kan gou vir my sê, waar in die Bybel is die geloofshoofstuk opgeteken? Ek sien die gemeente, lees hulle Bybel, Hebreërs 11, en Hebreërs 11:3 sê, deur die geloof verstaan ons, dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan uit uitsienlike dinge nie. God het 'n woord gespreek, en dit gebeur so, en ek het al gepraat oor die lewenspreek leen, van baie van die charismatiese Pinksterkerke, 5 movement, wat sê, ek kan lewenspreek oor my beursie, en ek kan lewenspreek oor my huwelik, en ek kan lewenspreek oor my kar, as hy sonder petrol gaan staan, het luister, jy gaan 'n strepsel nodig hê, want jy gaan praat, en dan gaan niks gebeur nie. As een, wat kan sê, laat daar lig wees, en daar was lig, en dis die God van hemel en aarde. Daarom is ons nie God nie, daarom buig ons voor hom, as die skepper van alle dinge. Baie belangrik, vriende, hierdie woordjie, God is die Hebreëse woord Elohim, en staan in die meervoudvorm. Met ander woorde, God drie enig het geskape, Vader, Seun en Heilige Gees. En as u vanmôre miskien sukkel om die konsep van Vader, Seun en Heilige Gees te verstaan, dan wil ek vir u sê, vriende, is u in goeie geselskap. Deur die eeue probeer die teoloë hierdie wonder van God verklaar, en hulle sukkel om dit te verklaar. Waarom? Want as ons God in sy volheid kan verklaar, dissekteer, uitmekaar trek en sê, o ja, dis die samestelling van God, sal ons 'n God vir onsself wees. Ons sal hom nie meer aanbid nie. Dis presies die leuen wat die duiwel vir Eva beloof het. As jy van hierdie vrug eet, sal jy net so volmaak soos die Here wees, en hy is besig eintlik om jou lewe te kompliseer. Hy is nie besig om vir jou 'n lewe van oorvloed te gee nie, en ons weet presies wat gebeur het. Adam en Eva het die hartseer beleef van verwydering met God. So, kom ons kyk gou, waar in die Bybel lees ons dat God drie enig geskaap het. Jesaja 64 vers 8 sê, maar nou Here, U is ons Vader, ons is die klei. Wanneer laas jy vir die Here gesê, ek is klei in die hand van die pottebakker? En U is ons vormeerder, en ons almal is die werk van U hande. Jy glo vanmôre een van twee dinge. God het jou geskape, of jy is die produk, waar 'n eensellige dier oor miljoene jare verander het, en geëvolueer het, en later 'n aapagtige dier geword het, en later op 4 bene, en later op 2 bene, en later meer krom, en bietjie meer regop, en tot vandag. Ek gaan nie wys, in die reeks wat ons gaan hou oor die skepping teenoor die evolusie, die belaglikheid van hierdie leer, wat lagwekkend is, en ek sê nou dag vir my seun, vir Calvin, julle geslag en die geslag na julle gaan terugkyk na ons en sê, what a lot of stupid people. Wat dom goed het hulle geglo? Hoe kan hulle hierdie goed geglo het? Of, soos die tye aangaan, en God se oordeel groter word, gaan mense nog meer absurde dinge glo, want hulle gedagte word nie gevul met God se woord nie. Daarom wil ek jou vra dat jy jou kinders sal skool in die beginsels, fundamentele waarhede, ononderhandelbare dinge, van die feit dat God skepper van hemel en aarde is. Die Vader het geskape, die Bybel sê in Kolossense 1 vers 16, praat van Jesus Christus, want in Christus is alle dinge geskape, wat in die hemel en op aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone, sowel as heerskappye en owerhede en magte. Alles dinge is deur hom en tot hom geskape, en hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand. Verwysende nou na Christus. Job 33 vers 4 sê, die Gees van God het my geskape, en die asem van die Almagtige maak my lewend. Adam, Genesis 2:7, daar lê hierdie klei wat God gevorm het,
daar is sy leweloos en die Bybel sê, die Here het die asem van sy lewe in hom geblaas en so het hy 'n lewende siel geword. So jy en ek is nie toevallig hier nie. Ons is nie die produk van toeval of evolusie nie. God het die asem van die lewe ook in ons geblaas. Ons word nie soos Adam uit klei gemaak, soos gebeur het in Genesis nie. Ons weet die geboorteproses en bevrugting en dan die groei van die kind en geboorte. En as u af en toe 'n skreeu hoor, is my kleinkind daar van die Kaap. In die Kaap is hulle baie meer lawaaiig as hier in die Transvaal, maar ons probeer hulle so 'n bietjie hier inperk en hulle so 'n bietjie help op die regte pad. U weet mos Kaapstad is 'n baie rowwe plek. Gauteng is die paradys. So sê hulle. OK, kom ons kyk gou wat sê die Bybel, Hebreërs 1 vers 10 en 11. U o Here het in die begin die aarde gegrondves en hulle is die werke van u hande. Hulle sal vergaan, maar u bly en hulle sal almal soos 'n kleed versluit en soos 'n mantel sal u hulle toerol. En hulle sal verander word, maar u is dieselfde en u jare het geen einde nie. Psalm 19 vers 1 sê, 'n psalm van Dawid, die hemele vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Die een dag stort vir die ander 'n boodskap uit en die een nag kondig vir die ander kennis aan. Toe ek vanmôre vroeg gaan stap het, daar so een plekkie naby ons huis waar so 'n dammetjie is. Nou sien ek daar staan 'n klomp vissermanne. Die dam is omtrent so groot, maar daar staan klomp van hulle. Ek dink vir myself, hy vis gaan daar sit en kyk wat sou die lekkerste aas het. En dan sal hy besluit of hy wil byt aan die hoek, maar die gedagte, toe ek vanmôre stap en ek sien die skepping en ek hoor die voëls en ek sien die water en die eende by die dam, dan besef ons God lewe. Hy praat deur sy skepping. As jy vanmôre nog twyfel en wonder, waar kom alles vandaan, wil ek jou vra dat jy jou twyfel tot rus sal bring in die waarheid van God se woord, verklaar deur die Heilige Gees dat God drie-enig geskaap het. Die Bybel sê hy het ons kunstig gevorm in die moederskoot. Hy het sy skepping daar gestel sodat ons sy lof kan verkondig. En ek vra u dat u dit sal glo met u hele hart, want soos God dit aankondig in sy woord, glo ons dit of ons glo dit nie. Ek onthou die verhaal wat ek so tyd terug gelees het van 'n uitvoerende hoof van 'n maatskappy of 'n CEO wat 'n man in sy plek wou aanstel. En hy roep al die bestuurders en die manne wat nou en die vroue wat nou daarso onder hom gewerk het en hy sê vir hulle, ons gaan die naweek gaan ons so 'n bietjie eenkant wees en ons gaan praat en 'n besluit maak oor wie by my gaan oorneem as die uitvoerende hoof van die maatskappy. En die Vrydag toe die bussies daar aankom, dis almal mooi aangetrek, is dasse en pakke klere en die vrouens op skoene wat hulle balans baie goed of hulle help met die balans stories en mooi aangetrek en hulle gaan en hulle ry, laat kom later draai af by 'n grondpaadjie, kom by sulke paar hitte in 'n bos. En hy sê vir hulle, luister, baie welkom by hierdie kamp van ons, waar ons gaan praat oor die volgende ene, wat dan die uitvoerende hoof gaan wees van hierdie maatskappy. Ek het net een laaste opdrag vir julle. Ek wil hê julle moet 'n gat grou. 2 meter by 2 meter by 2 meter by 2 meter en 2 meter diep. En hy gaan in een van die hitte in en hy maak sy deur toe. Jy weet mos hoe gelukkig en tevrede hierdie klomp mense was. Baie mooi aangetrek, dames het gedink, hier kom, weet, ontspanning en massages en al die goeders wat jy aan kan dink. En toe begin hulle onder mekaar redeneer. En die een sê vir die ander ene, wie dink hy wie's ons? Hoe kan hy vir ons so opdrag gee? Hoekom moet ons na hom luister? En hulle het naderhand amper half 'n geveg onder mekaar en almal is half eenparig dat hierdie ou eintlik vir hulle sinnelose opdrag gegee het. En een van die manne staan op en hy sê, luister, hy is die hoofuitvoerende beampte. Hy is die CEO van hierdie maatskappy. En as hy vir ons sê ons grou 'n gat, dan grou ons hom. En die ou kom uit en hy sê, jy sal my opvolger wees. Wat is die hele gedagte wat ek vir u wil deurgee? Ons is klei. Kom ons hou op hierdie God van hemel en aarde bevraagteken. Kom ons hou op om vir hom te vra, hoekom en waarom en hierdie dinge so en hierdie dinge sis, as God gesê het, dat hy God is en hy het geskape, kom ons glo hom en kom ons dien hom en kom ons verkondig sy lof. Dit is baie makliker om te glo dat God geskaap het, as om te glo dat alles deur die proses van evolusie gekom het. Johannes 1
vers 1 tot 3, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God, alle dinge het deur hom ontstaan. En sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Psalm 104:30. U stuur die gees uit, hulle word geskape, en u maak die gelaat van die aarde nuut. God het geskape, vriende, en daarom is ons die Here innig dankbaar dat ons vanmôre dit met u kan deel. Hier aan die begin van 'n nuwe jaar, om u hart vas te maak in die fundamentele waarhede, sodat ons koers kan kry ook vir die jaar wat voor lê. En wanneer ons kinders gebombardeer word met hierdie leuns, dat hulle kan opstaan vir die waarheid en God so kan verheerlik. Vanmôre dan die volgende gedagte: God het nie net geskape nie, God het alles goed geskape. Die Bybel sê, toe sien God alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. En dit was aand en dit was môre die 6de dag. Bless you. Aand en dit was môre die 6de dag. Ok, so met ander woorde, die Bybel sê, God het alles baie goed geskape. Nou vriende, sê gou vir my, as ek sê iets is baie goed, dan beteken dit, dat hierdie skepping van God, het nie defekte gehad nie. As die heilige God van hemel en aarde dit sê, het ons nodig om die oor te draai en te luister, wat die Here vir ons wil kom leer. Nou God het van die begin af alles goed geskape. Dit beteken eenvoudig, dat Genesis 1 en 2 nie van 'n herskepping praat nie, maar van God se eerste skepping soos dit vandag is, en soos ons dit ken, met in ag genome die vloed en dit, wat deur die vloed veroorsaak was. Ek het groot geword in 'n kerk wat vir my geleer het, tussen Genesis 1, vers 1 tot 3, is daar miljoene jare wat verby gegaan het, waar daar dinosaurus op die aarde was, en allerhande goed gebeur het, en ons praat van die gapingsteorie. Het jy al gehoor daarvan? Het jy al gelees daaroor? 'n Gapingsteorie, en ek het die Bybel nou met 'n vergrootglas staan en kyk, en ek wil kyk waar die gaping tussen daai verse is, en ek sien is 'n vers 1, en is 'n vers 2, en is 'n vers 3, en ek gaan aan. Maar vasgeglo vir my dit geleer, tot ek moes uitkom by die waarheid, dat hierdie 'n leuen was, wat 'n mens se geloof skade doen. Vriende, daar is die wat beweer dat tussen Genesis 1 vers 1, 1 vers 2 en 1 vers 3 miljoene jare verloop het. God het geskep, dinosaurus het op die eerste aarde gewoon, sê hulle, wat deur die Satan se val woes en leeg gelaat is, en die vraag, is dit so? Nou die antwoord is 1000 maal nee, of 1 miljoen maal nee, of 1 triljoen maal nee. U kan aansit wat u wil. Dis nie so nie, want, kom ek lees net weer vir u. Ons lees net wat hier staan. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. En daar het miljoene jare verbygegaan. En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die gees van God het gesweef op die waters. En toe gaan daar weer miljoene jare verby. En God het gesê dat daar lig wees, en daar was lig. Kan u enige iets lees van miljoene jare? Van 'n onbeperkte tyd? Die woes en leeg lees mense goed in, wat die Bybel verseker nie vir ons leer nie. Wat ek vir u probeer sê, vriende, toe ek groot geword het as kind, het my pa en my ma, deur die kerk, waar hulle in was, die kerk waar ek in was, 'n boek gekoop in die naam van die Bybelkode. Nou van die predikante het aangehang, van hulle seker nie, ek weet nie, maar ek weet die boek was in ons huis gewees, en op aanbeveling is dit gelees. Nou wie het al gehoor van die Bybelkode? Die Bybelkode is 'n boek waar jy sekere wiskundige somme met sekere woorde moet maak, om by sekere profesieë of antwoorde uit te kom. As jy nou hierdie woord maal met daai woord, en daai woord in Hebreëus is dit. Gelukkig het ek die boek gelees nie. Ek weet nie of ek braaivleis gemaak het, braaivleis 4 gemaak het, dom nie. Maar ons het nie meer die boek nie. Wat ek vir u probeer sê is, ons het nie 'n kode nodig om te ontsluit wat daar nie staan nie. As die Here vir ons wil iets gekommunikeer het van miljoene jare, sou hy dit gedoen het. Hy sê eenvoudig vir ons, hy het geskaap, en Napoleon, hy was seker nou nie die wonderlikste en die beste nie, maar hy het iets baie interessants gesê. Hy sê, man will believe anything, as long as it's not in the Bible. En ek het al gesê, amen daarop. Want mense glo alles, behalwe die Bybel. Luister, enige Jan Rapp en sy maat kan 'n storie kom vertel, jy sal hom nie bevraagteken nie, maar as dit kom by die Bybel, in die begin het God die hemel en aarde geskaap. Come on. Kan nie wees nie. Dis die probleem met die sondigheid van die mens. Die sondaar wil die heilige God bevraagteken. Dit werk nie so nie.
Luister vriende, God se woord is baie duidelik, dat die dood deel van die sondeval was, en nie dat daar eers dood was en toe 'n sondeval nie. Met ander woorde, God het nie geskape, miljoene jare het verbygegaan waar dinosourusse geleef het en gesterwe het, en daar was dood en lewe en dood en lewe, en toe kom God in 'n herskep, en ons is nou op die aarde wat herskep is nie. Die Bybel is baie duidelik daaroor. Daar was nie eers dood, toe verwoesting en toe herskepping, en toe weer 'n val nie. Nee, daar was die skepping soos Genesis 1 vers 1 vir ons leer. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Ons het nou gesê die skepping was baie goed. Was baie goed, né? Was baie goed. God het na die skepping gesê, was baie goed. En toe sê die Bybel vir ons baie duidelik, dat die Here opdrag vir die mense gee het. En toe die mens die opdrag verontagsaam, het dood en sonde en hartseer ingekom. Genesis 2:15, toe die Here God die mens geneem, om in die tuin van Eden gestel om het te bewerk en te bewaak. En die Here God het aan die mens bevel gegee, vers 16, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Ek het eergister by my skoonma se begrafnis gepraat oor waar kom die dood en die aakligheid daarvan vandaan? Waarom moet ons realisties wees oor hierdie lewe as ons tog gaan sterwe? En die derde gedagte, kan ons gereed wees as ons sterwe om God te ontmoet? Die Here het nie vir die mens 'n voorstel gegee nie, maar 'n opdrag. Soos ek vir my kind 'n opdrag gee en ek verwag hy moet dit nakom, so het God vir ons 'n opdrag in die woord gegee vir Adam en Eva. Jy mag nie van hierdie boom eet nie. Ongehoorsaam aan die Here, sê die Bybel in 1 Korintiërs 5:21. Want aangesien die dood deur 'n mens is, Adam, is die opstanding van die dode ook deur 'n mens, Jesus Christus. Romeine 5 vers 12, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Nou kan jy miskien vanmôre vra, en jy brand miskien daaraan, dink by jouself, maar wil hy nie vir ons 'n kans gee om 'n vraag of twee te vra nie? Nee, ek gaan nie, want dan gaan die diens te lank wees, dan gaan julle my die skuld gee. Maar ek gaan die vraag beantwoord wat u oor dink. Want die meeste mense sê, luister, ek was nie Adam nie, en my vrou was nie Eva nie, en ons het nie vrug geëet nie. Waarom moet ons gestraf word vir Adam en Eva se sonde? Ek het dit vir jou in die verlede gesê. As my naam Adam was en Eva se naam Eva, sou ons presies dieselfde gedoen het. God straf ons nie vir iets wat Adam en Eva gedoen het nie, want ons sou presies dieselfde gedoen het. Hulle is die verteenwoordigers van die menslike ras. Uit Adam en Eva sou die geslagte gebou word, en daarom sou ons presies dieselfde gedoen het, en daarom sê die Bybel, die dood het tot alle mense deurgedring. Nie een van ons sal die dood kan ontvlug nie. Vriende, die laaste gedagte waarna ons gaan kyk vanmôre. Die gedagte, hoe lank het God gevat om die aarde te skape? Ek het nou al klaar vir u gesê dat die meeste mense reken miljoene jare, en dat die Here oor miljoene jare uit 'n eensellige organisme sekere dinge gedoen het, en daar het 'n verandering plaasgevind, en elke paar miljoen jare of jare het hulle sekere goed laat, of daar sekere goed gebeur. En ek is altyd gefassineer met die evolusie leer, en ek gaan vir u so 'n bietjie wanneer ons daaroor preek, bietjie wys. Ek wil vir u sê, jy moet 'n super geloof hê om dit te glo. Ek sê nou vir u, geloof moet berge kan versit, as jy sulke goed kan glo. Die Bybel is eenvoudig, God maak die aankondiging, en die vrede van God is ons deel om te weet dat God vir ons geskaap het. Hoeveel dae die Here gevat om te skape? God het alles binne 6 letterlike 24 uur dae baie goed geskaap. En nou sê jy vir my, maar National Geographic sê, dit het miljoene jare gevat. Dominee, jy moet meer TV kyk, dan gaan jy meer ingelig wees, dan gaan jy van ons die regte goed kan preek. Nee. Ek gaan vir u volgende keer, wanneer ons preek oor hierdie saak, lees wat die encyklopedie sê, wat National Geographic en daai mense, hulle is besig om verskriklik duim te suig. Nou, ek het gesien my klein dogter, sy gaan toon. Ek kon dit nie glo nie, sy sit met die voet trek om nader, sy gaan toon. Nou, ons moet miskien sê, die evolutioniste suig hulle toon, nie meer hulle duim nie. Want ek wil sê, duimsuig is redelik maklik, maar toonsuig baie moeiliker. Die gedagte is net is, ons gee nie om wat sê die sosiale media, of wat sê die televisie, of wat sê die wetenskaplikes nie. Ons bly by God se woord.
En God se woord praat vir homself. U sien hoe God het gesê dat daar lig wees, daar was lig, God het dit dag genoem en duisternis hy nag genoem, dit was aand en dit was môre die eerste dag. Dit was aand en dit was môre die tweede dag. Dit was aand en dit was môre die derde dag. Dit was aand en dit was môre die vierde dag. Ons lees niks van miljoene jare, van tydperke nie. Mense sê ja, maar vir die Here is een dag soos 1000, 1000 soos een. Ek sê dit het niks te doen met die skepping nie. God is 'n ewige nou. Daar's niks in die toekoms wat God onverwags gaan betrap nie. Daar's niks in die verlede wat hy kan vergeet nie. Hy's 'n ewige nou, hy's altyd nou in die omstandigheid. In die omstandighede. Kom ons kyk gou-gou. Waarom sê ons 6 letterlike dae? Die Hebreëse woord wat hier vir dag gebruik word of vertaal word is die Hebreëse woordjie yom. Die woord het verskillende betekenisse, onder andere 12 uur, 24 ure geleentheid of 'n lang tydperk. Dit is duidelik dat hierdie woordjie yom in Genesis 1 'n gewone dag van 24 uur beteken en wel om die volgende redes. 1. In die Hebreëse taal is dit die reël. Onthou taalreëls? Die van die was goed met tale. Okay. Nee, ek sê ek het beter gedoen met Engels as Afrikaans, dit klink nie so nie, nê. Nou weet u. In die Hebreëse taal is dit die reël dat as 'n getal die woord yom vergesel, dit nie anders as 'n gewone dag kan wees nie. Die feit dat God lig dag genoem het en duisternis nag, en dat elke dag met aand begin en elke nag met môre geëindig het, bewys dat hierdie 6 letterlike dae was. Baie interessant, as jy gaan na die wet toe, in Eksodus 20 lees ons in die 9de tot die 11de vers, dat die Here vir die volk sekere opdragte gegee het wat hulle werksetiek aanbetref en hulle rustyd. En nou die Bybel sê vir ons daar, 6 dae moet jy arbei, nie 6 miljoen jaar, moet jy arbei in 1 miljoen jaar, die miljoen jaar rus sal ons almal vat. Almal wil 'n huisie daar by die see. Ok, 6 dae moet jy arbei, al jou werk doen, maar die 7de dag, se Sabbat van die Here, dan mag jy geen werk doen nie. En 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. So met ander woorde, die Here gaan terug na die skepping, wanneer hy praat oor ons werksdae. 6 dae moet jy werk, 7de dag moet jy rus. Belangrike saak is hier dat ons sal sien, dat hier die letterlike dae was. Die woordjie, of die woorde en God het gesê, en het was so, by elke skeppingsdag, vind ons eerder dat die tydstuur waarin God geskaap het, 'n oomblik was, as wat dit 'n tydperk was. Ons lees in verse 11 tot 13, dat die grasplante en vrugtebome op die 3de dag geskaap is. As hierdie dag en skeppingsdaad 'n tydperk van miljoene jare was, dan sal dit beteken dat die grasplante en bome sonder die strale van die son moes voortgaan, en ons weet dat dit onmoontlik sou wees. Die woordjie aand word altyd in 'n letterlike sin in die Bybel gebruik en beteken die aanbreek van skemerte en donkerte. Die woord môre word altyd in 'n letterlike sin gebruik en beteken altyd dat dit lig geword het of dagbreek. Daarom kan dit nie iets anders wees as 6 letterlike dae nie. Genesis 33 vers 6 sê, deur die woord van die Here is die hemele gemaak, en deur die gees van sy mond die hele leer. Laat die hele aarde vir die Here vrees, laat al die bewoners van die wêreld vir hom bedig wees, want hy het gespreek, en dit was so, en hy het gebied, en dit staan. Dis die God wie ons vanmôre aanbid. Keith once het gesê, I'm convinced there is far more evidence for a recent 6-day creation and a global flood than there is for an old earth and evolution. Dr. MacArthur skryf, now, if you accept an evolutionary view, then you go against your reason, which is a faculty that God has given you. It's part of personhood. And more importantly, you violate revelation, because God has clearly indicated that He Himself created the world, and Genesis 1 lays it out in absolutely clear and explicit terms. God het geskape, dis 'n fundamentele waarheid. Ek sê dit ons vir mense, hulle stem nie heeltemal saam met my nie, dis reg. Mense kan met my verskil, ek het nie 'n probleem nie. Maar as jy nie glo God het jou geskape nie, wil ek vir jou sê, gaan jy 'n groot probleem hê, dat hierdie God 'n redder gestuur het. Want hierdie God wat alles geskaap het, het ook bepaal, dat daar 'n redder sou kom na hierdie aarde. As daar webtuistes is wat u wil gaan besoek, is u welkom. Die boek van MacArthur, Think Biblically, is
'n baie goeie boek, The Battle for the Beginning, kan u lees, en dan kan u na u Play Store toe gaan, en Genesis Apologetics aflaai, baie goeie, 'n toepassing, daar kom die Afrikaans deur, baie goeie app, toepassing, en dan www.creation.com, Answers in Genesis belangrik, daarom wees versigtig wat u lees, toets dit altyd aan die hand van die woord. Ek het vir u maar 'n foto of 2 saamgebring, van die New Creation tydskrifte lyk, u kan dit aflaai, jy is welkom om te lees, meeste van hulle goed is gratis, om te lees, wetenskaplik is wat hierdie navorsing gedoen het, en baie kosbare waarhede en feite vir ons deurgee. Vriende, God het ook die mens baie goed geskape met die doel om hom te verheerlik. Ek vra jou vanmôre, verheerlik jy God met jou lewe? Die Here sê, laat ons mense skape na ons beeld en ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel, en die vee en oor al die diere van die aarde. Toe sien God alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed gewees. Vriende, wat beteken die gedagte dat ons na die beeld en gelykenis van God geskaap is? Lyk ons vanmôre soos God? Want u sê nee. As min wat nee sê en min wat ja sê, dis net so. Ok, ons lyk nie soos God nie, want die Bybel sê vir ons in Johannes 4:24, God is gees. En die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. Ons weet Christus het as mens na die aarde gekom, soos ons lyk, maar die Bybel sê God het ons geskape na sy beeld en gelykenis. So wat bedoel die Bybel as hy sê God het ons geskape na sy beeld en gelykenis? Eenvoudig dit. God het ons geskape na sy beeld en gelykenis met die vermoë om te kan redeneer. Party mans kan sê, my vrou het 'n baie beter redenasie vermoë as ek. En sou nie op nie, sou aan. Of andersom. Die Here het ons geskape om goed en kwaad van mekaar te onderskei. Hy het ons emosies gegee, wat ons kan toon in situasies. En hy het ewigheid in ons siele geplaas. Vriende, luister gou, dink aan ons moraliteit. Ons sin vir reg en verkeerd. Ons rationaliteit, ons vermoë om te redeneer. Het jy al met jou hond probeer redeneer? Het is interessant vir ons, dat die evolusie sê, dat die honde, eintlik maar ook in 'n proses nog is, hulle sal later seker mense word. Die hele gedagte is net, ons moet vir onsself begin dink, die Here het ons rasioneel geskape, ons kan redeneer, ons spiritualiteit, ons vermoë om met mekaar te kommunikeer. Nou sien ek mense op sosiale media, wys van hulle bid en die hondjie gaan sit so. My hond is ook geestelik. Watter belaglikheid. Daar's niks geestelik aan die hond nie. Hy doen wat jy vir hom leer. Dink aan ons kindsinnigheid, vriende, het jy al ooit gesien? Is Chimpansee wat Mona Lisa skilder? Of Bach se stuk speel op 'n klavier? Jy het dit al gehoor. Die Here het ons geskaap om dinge te skep, ons geregtelike sin, die hele regstelsel wat ons geskep het, 'n gevoel van reg en verkeerd en geregtigheid en onreg. God het ons so geskaap na sy beeld en sy gelykenis. Toe dink ek daaraan, en ek dink weer toe aan National Geographic. Ek dink myself, as alles deur die proses van evolusie gaan, en as diere soos mense is en mense soos diere is, en ons maar net hierdie diere is wat verder gevorder het, wonder ek hoekom hulle nie in die diereryk elke nou en dan 'n verhoor teen die leeu sou, wat die diere so doodmaak nie. As hulle dan soos ons is, en as ons soos hulle is, en jy kan miskien vanmôre dink, wat ek sê is vergesocht, vriende, gaan luister nou hierdie mense redeneer. Dis absolute dom redenasies wat die wêreld omhels het, en jou kinders se skoolboek is vol daarvan. Gaan lees sy skoolboek vir 'n slag. Hou op om skool toe stuur en kyk wat pomp hierdie wêreldstelsel in jou kind in. Hy's besig om jou kind anti-christelik te maak, teen God te draai. Daarom is hierdie saak vir my so belangrik. Want as die God van hemel en aarde wat alles geskaap het, uit ons samelewing weggeskei word, en ons maar net nog diere is wat oor miljoene jare ontstaan het, het ons eintlik geen sin en geen doel nie. Terwyl die Bybel sê die Here het ons geskape om hom te verheerlik na sy beeld en sy gelykenis. Met moraliteit, met rationaliteit, spiritualiteit, kindsinnigheid en die geregtelike sin wat in die mens heers. Micha 6:8 het jou bekend gemaak, o mens wat goed is, en wat vra die Here van jou anders, as om reg doen en liefde te betrag, en ootmoedig te wandel
met jou God. Waarvoor God ons geskaap het, en nou vra ek u, die vraag waarmee ek wil afsluit, is u al deel van God se geslag van wedergeborenes? Wat wil ek vir u sê, vriende, nadat God alles goed geskaap het, en sonde in die wêreld ingekom het, het daar 'n skeiding gekom tussen ons en God. Adam en Eva kruip weg vir die Here roep na hulle, en hy sê, mens, waar is jy? Daarom sê 1 Johannes 3:8, hy wat die sonde doen is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. Vriende, God wat die eerste woord by die skepping gespreek het, sal ook die laaste woord spreek, en dan alles nuut maak. Ek gaan vanmôre afsluit met slegte en goeie nuus. Die slegte nuus eerste. Na die sondeval het God hierdie aarde vervloek. Die mens is verwyderd van God. Daar het 'n breuk gekom. Die Bybel sê ons word in sonde ontvang en gebore. En die Here sê dat hierdie aarde sal vergaan. Die eerste, ek wil amper sê, demonstrasie wat die Here gegee het, was die wêreldwye vloed in Genesis 6. Maar nou sê 2 Petrus 3 vers 7 vir ons, maar die teenswoordige hemele en die aarde wat ons nou op woon, is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. Ek weet alles kan nie aangaan soos dit aangaan nie. Stem jy saam? Dinge is al so de mekaar dat ons vir onsself dikwels sê, waar en wanneer gaan dit ophou? Die Bybel sê God het 'n dag, 'n uur, 'n oomblik al, waarop hy hierdie wêreld, die hemel en die aarde met vuur sal verbrand. Dis die slegte nuus. Al die goddelose sal deel wees van God se oordeel, en dan die ewige oordeel in God se hel. Maar hoor gou die goeie nuus vanmôre. Dieselfde God wat geskaap het, sê, en ek het. Johannes skryf daaroor, hy sê, en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, wat die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan, en die see was daar nie meer. En hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê, geskryf, want hierdie woord is waaragtig en betroubaar. Vers 21 tot 23 sê, en die stad het die son en die maan nie nodig gehad om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die lam was sy lamp. En daarin sal nie iets inkom wat verontreinig en gruwelikheid en leuns doen nie, maar net die wat geskryf is in die boek van die lewe van die lam. Die laaste hoofstuk, Openbaring 22 vers 20, hy wat dit getuig sê, ja, ek kom gou, amen, ja, kom Here Jesus. Waarom het ons begin met fundamentele waarhede in die boek Genesis? Want die God wat gesê het, laat daar lig wees en daar was lig, het gesê, ek gaan alles vernietig wat ek geskaap het, omdat die mens my aarde met hulle sonde besoedel het. Maar hy sê, ek luister, ek gaan 'n nuwe hemel skep en 'n nuwe aarde skep, waarop geregtigheid vir ewig sal woon. Ek is deel van hierdie vervloekte skepping wat sal vergaan. Die vraag is, sal jy ook deel uitmaak van God se nuwe, volmaakte en heerlike skepping? Al hoe u seker kan wees, is as u vrede met God gesluit het, deur Jesus Christus ons verlosser, ons koning en ons Here. Vriende, waarom is Genesis vir ons belangrik? Waarom is Genesis 1 vers 1 vir ons belangrik? Vers 2 en vers 3 in die skepingsdae. Want daardeur verheerlik ons God. Gee ons eer aan hom as die skepper. Bring ons eer aan hom as ons verlosser. En sien ons uit na die skepping, wat hy daar gaan stel, waar geen sonde en ongeregtigheid ooit weer sal wees nie. Daarom is kinders van God mense met hoop. Ons is mense met 'n toekomsvisie. Ons is mense met 'n verwagting. Gaan die deel van hierdie koninkryk wees. Mag die Here genade gee dat u met 'n heelhartige ja sal sê. Ek weet my verlosser leef. En as ek sterf, sal ek hom in sy heerlikheid sien, soos hy is. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons hierdie groot waarhede vanmôre uit u woord kon raak sien. Baie dankie vir die waarhede wat ons harte verbly en vasmaak aan u woord. Soos ons gaan praat bietjie oor die skepping teenoor die evolusie, is die gebed van my hart dat ons nie in een of ander
gesindheid sal verval waar ons dink ons is beter as ander omdat ons die waarheid verstaan nie. Maar dat ons U altyd sal dank vir U goedheid en guns wat U woord aan ons geopenbaar het. Vader, seën ons as gemeente, seën hulle wat inluister, seën hulle wat die waarheid van die woord sal hoor op die sosiale media, en sal U vir U volk bymekaar maak, Here, 'n kudde, 'n bruid, wat ook U eendag in U heerlikheid sal eer as die Skepper, as die Redder, as die Koning, as die heilige, alleenwyse God, aan wie toe kom die eer en die heerlikheid, van nou af tot in alle ewigheid. Amen.